Goeiemôre broers en susters. Dis 'n voorreg om saam met julle te wees. Ons kuier van Eureka se kant af baie lekker hier by julle Wes. Dankie dat julle ons in liefde ontvang. Ek wil 'n besonderse woord van welkom sê vir die van die kerks. Hulle doop vandag. Jy's teen Skippie. Dis 'n voorreg om julle kleindogtertjie vandag te doop. Mag julle ook seën ervaar in hierdie dag. Mag dit vir julle 'n mooi geleentheid wees. Geliefdes, kom ons word so 'n paar oomblikke stil en ons laat onsself ook van binne tot stilstand kom om die teenwoordigheid van die Here op te soek en te ervaar. Die Here sê vir ons, as ons klop en as ons soek, sal hy oopmaak. En as hy oopmaak, beteken dit hy maak oop sodat ons hom kan beleef en kan ervaar. So kom ons gee so 'n paar oomblikke van stilte. Here, U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde. U is die een wat is en wat was en wat kom. Die Almagtige. Dis U wat die goeie werk in ons begin en dis U wat dit einduit sal volvoer tot op die dag wanneer U weer kom. En daarom behoort aan U al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte. Van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, dis my wonderlike voorreg om u te groet in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En die Here wil vanoggend vir jou 3 ongelooflike geskenke gee. Genade, barmhartigheid en vrede. Ontvang dit in sy naam. Amen. Geliefdes, kom ons begin en ons sing lekker saam. Nou hierdie lied het ek die eerste keer lekker gesing toe ons op my heel eerste synode sitting. Is baie lank terug. Lied 280. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. Kom ons sing hierdie 3 verse vanoggend lekker saam. Geliefdes, is my voorreg om vanoggend 'n ou pragtige mooi baba dogtertjie te doop, Jeanette Jacobi van Niekerk. Jeanette Jacobi van Niekerk. Nou
Dis nou die van die kerk se tweede enetjie. En ek hoop hulle geniet die tweede enetjie net so baie soos die eerste enetjie, want ek het nou lanklaas in my lewe 'n pa gesien, nê, wat sy dogtertjie so geniet, so skippie. Ag, jene, as ek hom sien, dan het hy haar weet. Ek kan dit nogal onthou, ek was ook maar 'n bietjie so hoor. Geliefdes, ek wil vir ons 'n stukkie lees en daarna wil ek hê moet ons Lied 291 eers net die eerste vers saam sing. Die vers gaan ons sing as 'n geloofsbelijdenis. Ek gaan vir julle ook met hierdie lied, hierdie vers geleentheid gee om jou persoonlike verhouding met die Here uit te spreek. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort, nê. Want om te kan doop, vra geloof. Dit vra geloof, opregte geloof van ouers, sodat hulle die voorreg mag hê om hulle kinders te doop. En daarna gaan ons die doop bedien, en dan gaan ons, as ons klaar gedoop het, afsluit met dieselfde Lied 292, die tweede vers. Maar ek wil graag vir julle 'n stukkie lees, wat my altyd aangryp, oor God se betrokkenheid, sy teenwoordigheid, sy insig en sy kennis, in elkeen van ons wat hier sit. Psalm 139 vers 13 sê, U het my gevorm, my in mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou opnoem, hulle is meer as wat daar sand in die see is. En luister nou net hier, dit is so mooi. Jy sê, as ek hulle sou opnoem, hulle is meer as wat daar sand in die see is. En as ek daarmee klaar is, sal ek nog steeds met U te maak hê. As mens hierdie gedeelte lees, dan besef mens net hoe kosbaar is lewe. Hoe betrokke is God in menslike lewe, en dan wil dit vir ons skree, hierdie psalm skree, ons kan nooit vrede maak met iets soos abortus. Dit wat nog nie gebore is nie, is reeds 'n mens. Dis reeds iemand wat God ken, wat God gemaak het. Dis reeds iemand vir wie God 'n plan en 'n droom het. En vir my persoonlik is abortus seker een van die ergste vorms van moord wat kan bestaan. Maar as ons hierdie psalm lees en ons dink nou aan daai ou pragtige dogtertjie wat ons vandag gaan doop, dan weet ons, haar ouers het haar maar leer ken met die geboorte. Die Here het haar al geken, nog van alle ewigheid af. Van die oomblik van konsepsie het hy haar geken, was hy betrokke. Maar dis ook waar vir jou. Kom ons sing iets van ons geloof en ons verbintenis en die wete hoe in hoe mate God by jou en my lewe betrokke is. Kom ons sing die 292, die eerste vers as 'n geloofsbelijdenis. Ek wil vra dat Hestie en skepers vir ons vir Klein Janet vorentoe bring, sodat hulle kan antwoord op die vraag.
Skapie, ek het gedink jy gaan aan nie los nie. Hestie en Skepers, ek wil graag vir julle geleentheid gee om 2 dinge te doen. Om in die eerste plek 1 ding te bely en in die tweede plek iets te beloof. In die eerste plek, bely julle dat Jesus Christus julle persoonlike verlosser en saligmaker is en dat julle hom lief het en bely julle dat julle weet dat julle aan hom behoort. Wat is julle antwoord? Beloof julle om vir klein Janet groot te maak, om vir die Here lief te wees, om hom te dien, om sy gesag te aanvaar en onderwerp julle self aan die kerklike opsigte. Wat is julle antwoord? Nou daar is dit my groot voorreg om die doop te bedien. Hestie, is jou ouers hierso vandag? Ek wil vra dat die pappas en die mamas vir ons vorentoe kom, die oupas en die oumas. Dit is my altyd lekker. Ek dink oupas en oumas het 'n ongelooflike rol te speel in kinders se vorm, maar ook veral in hulle geestelike vorming. Want by ons oupas en oumas, baie keer meer as by die pa en die ma, leer ons God se onvoorwaardelike liefde ken. Ag jene, dit is nou vreeslik om iemand wat so lekker slaap wakker te maak, hoor. Ag Jessie. Janet Jacobi van die kerk. Ek doop jou in die naam van God die Vader. Ek doop jou in die naam van God die Seun. En ek doop jou in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Ek wil vir julle sê baie geluk. En mag julle weet dat die Here ook hierdie pad saam met julle stap. Kinders groot maak nie grappies nie, hoor. Hulle word nogal moeiliker soos hulle ouer word en dan begin hulle weer makliker word. Mag julle die teenwoordigheid en die seën van die Here ook in hierdie wonderlike roeping ervaar en beleef. Baie geluk, hoor. Geluk met julle. Baie geluk, hoor. Lekker dat jy ook hier so is, hoor. Geliefdes, kom ons sluit af, terwyl hulle nog hier staan, met lied 292, die tweede vers. Ons kan dit sit en sing. Geliefdes, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons sit met afwagting hier voor U in U teenwoordigheid. Want ons weet U woord is lewendig en U woord is magtig. U woord maak soms seer, juis omdat dit wil genees, juis omdat dit wil heel maak. En Here, in hierdie vreemde tyd tussen Kersfees en Nuwe Jaar, dink ek beleef almal van ons 'n ongelooflike stuk weerloosheid. En ek bid, Here, dat ons met ons weerloosheid na U toe sal gaan. Here, ek bid vir die jaar wat voor lê, ook vir ons 2 gemeentes. Dankie vir die lekker saamwerk. En ons bid, Here, dat U ons gemeentes ryklik sal seën. Heilige Gees, maar ons bid nou spesiaal tot U.
Want is U wat die woord vir ons breek. Ons weet dat dit U is wat die woord geïnspireer het, dat elke woord wat ons lees van U afkom. Here, seën ons met oop harte wat ontvanklik is vir U woord. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vandag kom uit 'n besonderse boek en uit 'n besonderse hoofstuk in hierdie boek. Romeine is een van die besonderse boeke in die Bybel en die Nuwe Testament. En in die middel van Romeine kry jy Romeine 8. En ek wil nou vir jou sê, as jy ooit vir jouself 'n doelwit wil stel om 'n hele hoofstuk uit jou Bybel uit te gaan memoriseer, is Romeine 8 'n baie goeie plek om te begin. Dis 'n stuk woord met ongelooflike rykdom. Ek wil vanoggend vir ons lees vanaf vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarbij het hy belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat hy volgens sy besluit geroep het. Die wat hy lank voorkore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees in die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. En die wat hy ook geroep het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Ons lees net tot sover. Liewe broer en suster, ons bevind ons weer in daai baie vreemde tyd van die jaar. Hierdie vreemde tyd tussen Kersfees en Nuwe Jaar. Dis nogal 'n tyd van die jaar waar baie mense, partykeer hard en partykeer saggies hoor sug. Daar's mos nou verskillende maniere hoe mens kan sug. Nee. Jy weet as jy so op die strand sit en jy druk jou tone so in die warm sand, dan jy gaan sit daar op jou strandstoeltjie en dan kry jy so 'n gevoel van geluksaligheid. En dan sug jy sommer so van die lekker kry, van die tevredenheid. Maar daar is ook ander maniere om te sug. Sug van bekommernis. Sug van angs. Ja, 'n sug van hartseer. In hierdie vreemde tyd, ek noem dit altyd elke jaar, dit voel vir my tussen Kersfees en Nuwe Jaar, bevind ons onsself
in niemandsland. 2025 is eintlik verby, en 2026 lê oop voor ons, sonder dat ons weet wat wag. En partykeer in hierdie stukkie niemandsland sug baie van ons met 'n bietjie angs, 'n bietjie bekommernis oor die jaar wat voorlê. Nou in hierdie gedeelte wat ons nou lees, Romeine 8 vers 18 tot 32, is daar omtrent 'n vreeslike gesig. In vers 22 lees ons dat die skepping is besig om te sug. In vers 23 sê Paulus, maar is nie net die skepping wat sug nie, gelowiges, almal wat die Gees ontvang het, sug. En dan uiteindelik sluit hy af in vers 26 en verduidelik hy vir ons dat die Heilige Gees sug ook. Die Heilige Gees sug met 'n versigtiging wat nie met woorde uitgedruk kan word nie. Die Heilige Gees is besig om te sug namens elkeen van ons. Kom ons kyk gou na die drie gesigte, versigtings. In die eerste plek is daar die skepping. Die skepping sien met gespanne verwagting uit daarna dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers ook aan die verydeling onderworpe. Daarom sug die skepping in verwagting, in die pyne van verwagting, om deel te hê aan die heerlikheid van God. Die skepping, en as ons mooi luister, liewe broer en suster, as jy omgee vir die natuur en jy gee om vir God se skepping, kan jy die gesig van die skepping hoor. Ons leef op 'n pragtige blou planeet, maar dit is 'n seer planeet. Dis 'n seer planeet wat stikkend is, wat gebroken is, wat op plekke besig is om te sterf, wat in 'n stryd is om te herstel wat verwoes word. En nou broer en suster, wat is dit ten diepste wat die skepping stikkend maak? Greta Thunberg en die ander greenies glo dat dit maar net 'n oppervlakkige probleem is, 'n mensprobleem. Maar broer en suster, die skepping is stikkend en die oorsaak is 'n geestelike dilemma. Die skepping is stikkend as gevolg van ons as mense se gierigheid. Se gierigheid wat in al ons verhoudings waar ons is, meer wil vat as wat ons wil teruggee. Ons sien dit in baie huwelike, ons sien dit in mense se interaksie met mekaar, dat mense graag meer wil kry as wat hulle wil gee, en dit is presies wat ons met die aarde doen. Ons vat en vat en vat, as gevolg van ons eie gierigheid. En nou sug die skepping, en waarna sug die skepping? Die skepping is besig om te sug. Nie dat mense soos Greta Thunberg alles vir ons gaan regmaak nie en 'n paar planne in plek gaan stel nie. Die skepping sug na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Na God se ingrype, na God se volkome herstel van dit wat stikkend is. Maar nou sê Paulus, maar is nie net die skepping wat sug nie. Hy sê ook ons as gelowiges, ons sug. Ons sug, want ons kry swaar. Ja, broer en suster, weet jy, in hierdie gedeelte beskryf hy sê dat ons as God se kinders moet sug, omdat ons smag daarna om van die verganklikheid bevry moet word, van die tydelikheid, van die sterflikheid, van hierdie seer van hier en nou.
En ons smag daarna dat God bekend sal maak, dat God voor die hele wêreld gaan aankondig, dat ons sy kinders is. Wat 'n ongelooflike gedagte, kan jy dink, daardie dag, as die Here weer kom, en hy begin die name uit die boek van die lewe lees, en hy lees jou naam, die grootste oomblik van jou hele bestaan, as God voor die hele wêreld aankondig, jy is sy kind. Ek het jou verlos. Jy's myne. Maar ongelukkig, broer en suster, as ons as gelowiges met mekaar eerlik moet wees, is dit dikwels nie waarvan ons sug nie. Partykeer ons as God se kinders sug ook maar van verkeerde goeders. Ons sug van ons eie hebsug. Ons sug van ons eie gemaksug. En ons sug van ons eie selfsug. En weet jy, die Here het juis gekom om ons hiervan te bevry. En daarvoor het hy sy gees gegee, dat God se kinders oor ander goeders moet sug, as wat die wêreld sug. Weet jy, hierdie goeders is presies die goed waaroor wêreldse mense sug. Maar die Here het ook gekom en het sy gees gegee. Want ons sug ook partykeer as gelowiges, omdat ons God se plan nie verstaan nie. Omdat ons nie verstaan hoekom sekere goed met ons gebeur, of sekere goed in ons lewens nie gebeur nie. Hoekom sekere goed uitwerk en nie uitwerk nie. En partykeer sug ons as God se kinders met 'n stuk moedeloosheid, terwyl ons koppie skud en sê, ek verstaan die Here nie. Ek weet nie wat gaan aan. Ek weet nie waarheen is die Here met my of met my gesin op pad nie. Maar juist daarom het die Here vir ons sy gees gegee. En nou die wonder van wat ons lees hiervan vers 26 is, dat ons lees dat die gees is ook besig om te sug. Maar hy's besig om saam met ons te sug en hy's besig om vir ons te sug. Hy's besig om ons te leer hoe om te sug. Nie te sug vanuit moedeloosheid en hopeloosheid nie. Maar om te sug vanuit ons gebrokenheid, ja. Vanuit ons seer en van ons hartseer, ja. Maar te sug met verwagting en met hoop. Luister mooi beskryf Paulus dit. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Broer en suster, was jy al daar? Ek was al daar. Wat mense op 'n punt in jou lewe kom dat jy nie weet wat en hoe om te bid nie. Dat jy op 'n punt in jou lewe is wat jy eintlik oorweldig is. Nou luister wat sê Paulus. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is. Hy pleit volgens die wil van God vir gelowiges. Ja, wat 'n ongelooflike gedagte. Dat die Heilige Gees is besig om by God vir ons te bid met versigtinge. Dis 'n gesig, maar dis die regte manier van sug. Dis nie 'n gesig wat gebore word uit 'n sondige hart nie, maar dis 'n gesig wat gebore word uit 'n hart wat deur God verander is, wat leef met verwagting.
Weet julle, as ons nou die gedagte, die prentjie kan klaarmaak, dan sien ons nog verder hoe wonderlik is hierdie gedeelte in Romeine 8. Hierso sê Paulus vir ons, die Heilige Gees is besig om te bid met versigtings wat ons nie kan in woorde uitdruk. Hier is die Gees. Die Gees is binne in ons. Hy is by ons. Hy is besig om te pleit. Weet jy nou verder, aan die einde van Romeine 8, sê ons, staan daar, ons het Jesus Christus as voorspraak by die Vader. So liewe broer en suster, hoe lyk jou gebedslewe? Voel jy alleen daar? Jy hoef nie te voel nie. Want by jou, in jou is die Gees wat vir jou pleit. En by die troon van die Vader sit Jesus as God se seun en hy pleit vir jou. Hy noem jou naam. Hy tree vir jou by die Vader in. Maar broer en suster, kom ons kyk so vlugtig. Hoe wil die Here deur sy Gees ons lei om op die regte manier te sug? Waaroor moet ons sug? Ons moet duidelik sê, ons moet sug met verwagting, met hoop. Maar vir watse dinge moet ons sug met verwagting? Dit is die eerste ding waaroor ons moet sug, as kinders van God, staan nie pertinent hier nie. Ons lees daarvan in Esegiel 9. Jy kan dit vanmiddag so 'n bietjie gaan lees. Esegiel 9, daar kry ons 'n pragtige beeld van 'n man met 'n linnekleed en 6 soldate by hom. Dit is eintlik 'n vreeslike traumatiese gebeurtenis. Die man met die linnekleed het 'n pen by hom. En dan loop hy deur die strate van Jerusalem en hy merk sekere mense. En die mense wat gemerk word op hulle voorkoppe word nie doodgemaak nie. Die ander mense word doodgemaak. En wie is dit wat gemerk word? Weet jy, Esegiel sê vir ons, hy gaan deur Jerusalem en merk op die voorkoppe almal wat sug en kla oor die afskuwelike dinge wat in die stad gebeur. Hy merk die mense wat sug oor sonde, wat sug oor ongeregtigheid. En die vraag wat hierdie gedeelte uit Esegiel 9 vir ons vra is, laat sonde ons nog sug? Maak ons eie sonde ons nog ongelukkig? Maak die ongeregtigheid in die wêreld waarin ons leef, skok dit ons nog? Weet jy, in Amerika is daar 'n vreeslike vreemde ou. Die ou se naam is Tim Friede. Hy het die onderskeiding dat hy immuun is teen enige slangbyt. Ek het al video's van hom gesien waar hy letterlik 'n swart mamba vat en 'n swart mamba hom 2 keer in sy arm pik en hy kom niks oor. En hoe kry hy dit reg? Dit is onmoontlik. Wat hy gedoen het, hy het oor 'n tydperk van 18 jaar homself blootgestel aan alle vorms van slanggif. Het hy homself ingespuit met baie klein verdunde hoeveelhede van slanggif. En uiteindelik met die loop van jare het hy 'n immuniteit ontwikkel. En nou wil ek vir jou sê, broer en suster, ons, veral in hierdie land waar ons in leef, is ons besig om met die slanggif, teen die slanggif van sonde, immuniteit op te bou. Daar's baie min goedjies wat ons mee skrik. As ons flieks kyk, in die ou dae, as daar so 'n bietjie van 'n kaal toneel is, dan jy jou dood geskrik. Deesdae is dit gewoon. Ongeregtigheid. Ons is eintlik al gebreinspoel dat dit deel van die nuwe normaal is. Ons is eintlik al gebreinspoel dat daar sekere mense in die land is wat maar net bo die reg is.
Die eerste ding wat die Gees in jou lewe wil doen, my lewe wil doen as God se kinders, is hy wil ons weer laat sug oor sonde, in die eerste plek jou eie sonde. Want net as jy jou sonde ernstig opneem, kan jy die wonder van vergifnis beleef. En net as jy vergifnis beleef, kan daar genesing in jou lewe kom. Maar hy wil ons ook laat sug oor die ongeregtigheid in ons eie land. Dat ons kan bid vir nie oppervlakkige politieke genesing nie, maar diepgaande goddelike genesing vir die land. Weet jy broer en suster, die tweede ding wat die Gees wil doen, is hy wil ons laat sug van troos. Kan jy onthou toe jy klein was, nee? Jy het nou verskriklik gehuil, nee? Jy huil, dis net trane, nee? En dan kom jou pa of jou ma en hy tel jou op, jy stikken. En dan begin hulle jou te troos, nee? En dan so deur die snikke, kom daar 'n sug van troos. En weet jy, die gedeelte wil vir ons eintlik ongelooflik troos. Paulus begin daarmee en hy sê, ek is hiervan oortuig dat die swaar kry wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat vir ons wag nie. Hoor jy wat die Gees vir jou wil sê? Hy wil vir jou sê, die swaar kry wat ons nou verduur, gaan verby, maar die heerlikheid bly vir ewig. Dan wil hy na jou toe kom, en hy wil jou troos met vers 28, wat sê, ek is hiervan oortuig dat God alles ten goeie laat meewerk vir hom wat hy lief het. Nou broer en suster, ek weet hier's baie mense wat nou gaan sê, dominee, daai een sluk ek nie. Die seer wat ek beleef is te groot. Die pyn is te erg. Maar broer en suster, die Here het die vermoë om uit die donkerste dieptes en die grootste seer iets moois te laat gebeur. Nadat Rick Warren se seun selfmoord gepleeg het, en hy en sy vrou stikkend was, en hulle lank voor die Here gaan kniel het, gevra, wat se goeie kan ons uit hierdie verskrikking kry, het uiteindelik met die boodskap van die Here af teruggekom wat sê, don't waste your pain. Ons gebrokenheid, ons seer, is iets wat die Here kragtig kan gebruik, nie net in ons eie lewens nie, maar in ander se lewens. Weet jy, as jy 'n stikkendheid het en 'n seerheid en 'n gebrokenheid, kan jy ander gebroke mense gaan bystaan, gaan help. Nie moet leefwoordjies en sê, ag, toe maar wat, alles sal weer beter gaan. Hou nie, byt net vas, oor 2 dae gaan jy beter voel. Gaan drink 'n pil, gaan draaf om die blok. Jy kan gaan sê, ek weet waar jy is. Ek ken jou gebrokenheid. Want ek was daar. En daar is lig. Weet jy, die derde ding wat die Gees wil doen, is hy wil ons laat sug in die hoop dat ons meer soos Jesus kan wees. Ek en jy, gewone oukies, met gebrokenheid, jyne met klomp sondes, wat baie keer nie goed genoeg voel nie. Jy kan soos Jesus wees.
Jy kan 'n Jesus in hierdie wêreld wees. Jy kan Jesus sigbaar maak in stukkende mense se wêreld, in se lewe. Hy sê, die wat hy lank verkore verkies het. Dis nou ek en jy, broer en suster. Ons glo nie omdat ons so oulik is nie, ons glo omdat die Here ons gekies het. Weet jy, die Here glo meer in jou as wat jy in hom glo. Toe hy jou gekies het, was dit 'n vote of absolute confidence dat hy jou kan vernuwe en kan verander om ten volle te wees wat hy jou bestem het om te wees. Dis geloof. Geloof in gebroke stukkende mense soos ek en jy. Nou sê, die wat hy tevore verkies het, het hy ook gelyk bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, waarvan hy die eerste is. Die Gees wil jou laat sug en sê, ja, ek wil graag meer soos Jesus wees. Sug met 'n stuk verwagting, soos mense in die middel van eksamens snak en sug na die vakansie en sê, sien nou uit na die vakansie. En ons laat sug met die hoop dat ek en jy soos Jesus kan wees. In die laaste plek, hy wil ons laat sug van 'n verwagting van toekoms, van die wederkoms. Weet jy, broer en suster, die oomblik as jy Jesus Christus as jou verlosser aanneem, en jy ontvang die Heilige Gees as jy iemand met 'n toekoms. Dan kan jy weet, ek weet wat ek vir jou bestem, voorspoed, nie teenspoed nie, 'n toekoms, 'n verwagting. Nie altyd maklik nie, broer en suster. Nie sonder seer en hartseer en teleurstelling nie, maar jy is iemand met 'n toekoms. 'n Toekoms wat verby die dood strek. 'n Toekoms wat die dood nie kan breek nie. En nou wil die Heilige Gees ons oproep om te sug met verwagting na God se toekoms. Broer en suster, ek weet daar's klomp goed in 2026 wat ons kan bang maak. Maar die Vader weet, ons kan nie met vrees 2026 ingaan en al die slegste, donkerste stories glo nie. Daar moet by ek en jy 'n stuk opgewondenheid wees oor 'n nuwe jaar. Met nuwe geleenthede. Waarin God se planne vir my verwesenlik sal word. Maklik of moeilik? Dit bly 'n voorreg om te lewe. Maar ook met 'n verwagting van die wederkoms. Laat ons sug met verwagting, soos ons net nou gehoor het, die ou aarde sug, dat God alles gaan nuut maak, dat ek en jy sug en sê, sjoe, sien nou uit na die wederkoms. Joe, sien nou uit dat Jesus op die wolke kom. Ek sien uit om die hemel te sien. Ek wonder, hoe is dit daar? Ek wonder, hoe gaan dit wees om die goue strate van Jerusalem te loop? Ek wonder, hoe gaan dit wees om God se heilige teenwoordigheid elke dag te ervaar op 'n plek waar die son nie skyn nie, omdat die hele wêreld gevul word met God se heerlikheid. Ek wonder, hoe gaan dit wees om vas te loop in my geliefdes wat my vooruit gegaan het. Waaroor gaan ons praat? Waarmee gaan ons besig wees? Broer en suster, wat laat jou sug? Want almal van ons sug. Dalk bekommernis, dalk jou finansies, dalk hartseer, dalk 'n stikkende verhouding. Ja, broers, ons moet maar sug oor hierdie goeters ook, want ons is mense.
Maar laat die Gees jou bevry in hierdie jaar, om nie net oor jou eie dingetjies te sug nie. Mag die Gees jou leer om te sug met hoop en met verwagting. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons U Gees het. Dis 'n sterk Gees. U sê die Gees wat ons het, is nie 'n Gees wat lafhartig is, maar wat ons vol met krag, liefde en selfbeheersing. Here, ons bely, ons is dikwels lafhartig. Ons is bang. Ons kry so maklik seer. Ons raak so maklik moedeloos. Ons sit in 'n hoopie en ons sug vanuit ons eie selfsug. O Gees, bevry ons om te sug, selfs in die donker tye, te sug met verwagting en met hoop, omdat ons weet, U gee aan ons 'n toekoms. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met lied 571. Ons sing daarvan verse 1 en 4. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag ons saam met al die gelowiges besef en oortuig wees dat die lyding wat ons nou verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Mag ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir ons, vir wie hy liefhet. Amen.